Geliefdes, die tema van die leerprediking, ons katekismusprediking, is dan Sondag 15. Sondag 15, wat dan nou die behandeling is van die apostoliese geloofsbelijdenis, dan in die besonder die woorde, en ons gaan stil staan in die besonder by vraag 37, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, en dan in die besonder die lyding en die woord om te ly. Ons skrifgedeelte waaruit ons het gaan belig, is uit Galasiërs, hoofstuk 3, paar verse wat ons daaruit Galasiërs 3 gaan lees, en dan uit die eerste Petrusbrief, hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Eers dan Galasiërs 3, daar vanaf die 10de vers, vers 10 tot 14, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. En dan blaai ons na die Petrus se eerste brief. Petrus se eerste brief, daar in hoofstuk 2, lees ons vanaf vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. En dan ons laaste gedeelte is uit 1 Petrus 3 vanaf vers 8 tot 18. En eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met die behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want Christus het ook eenmaal
vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om aan ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, en wie hy ook heen gegaan het en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Vers 18 weer, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Geliefdes, voordat ons nou sing en dan oorgaan na die leerprediking, vanaand se preek gaan in 2 dele uitval. Die eerste is dan die preek oor veral vraag en antwoord 37, en dit gaan wees om die hoofboodskap van daardie antwoord vanuit die skrif te begrond. En dan die tweede deel van die preek is onderrig oor daardie spesifieke woorde die hele menslike geslag gedra het, wat jy nou gaan hoor, wat dit is. En die rede hoekom ek dit so in 2 dele gaan opdeel is dis amper soos die boek Openbaring. Die ouens raak so vasgevang in woorde en frases, hulle mis die groot boodskap, die troostboodskap van die boek Openbaring, naamlik dat dit gaan oor die koningskap, die verlosserskap van Jesus Christus, wat vas en vir ewig vas staan, en die kerk sal daar wees tot die einde toe. En baie keer met gedeeltes in ons katekismes en ander belydenisskrifte kan die ouens net by 'n frase vashaak en hulle vergeet die hele boodskap. En daarom wil ons al 2 sake aanspreek. Dit is nie verkeerd om by sekere frases en woorde vas te steek nie, maar ons wil al 2 aanspreek. So die eerste deel gaan dan die lyn van die troos vanuit hierdie vraag en antwoord, en dan die tweede gedeelte gaan wel antwoord gee vanuit die skrif en wat ander verklaarders oor daardie frase gesê het, want die mense wil graag ook toegerus word oor daardie vraag. So kom ons luister nou na Sondag 15, vraag 37. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? En dan is die antwoord dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Vraag 38, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Antwoord, sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons sondes moes kom. Vraag 39, sit daar iets meer in dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Antwoord, ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Geliefdes in Christus, om te ly, lyding is 'n algemene menslike verskynsel. Ons ken dit almal en geen mens is daarvan gevrywaar nie. Ons lees ook elke dag daarvan. Ons beleef dit op verskillende maniere, na liggaam en gees, liggaam of gees, partykeer beide. Ons lyding behels onder andere dat ons pyn ervaar, dat ons siek word en ons geliefdes, en ja, dat ons doodgaan. Ons siele word bedruk, benoud, mismoedig, moedeloos en
baie keer hopeloos en twyfelagtig. En as daar iemand is wat sê dit tref nie die gelowiges nie, dan het jy nog nie die psalms gelees nie. Dan het jy nog nie besef wat die kinders van die Here al deurgegaan het en hoe dit hulle getref het. Hebreërs 11. Ja, baie lyding is daar. In die katekismes kan ons net teruggaan na Sondag 9 en 10, wat ons daar lees van sake wat oor ons kom, droogtes, onvrugbare jare, armoede, teëspoed. En dit tref die gelowiges ook. Dit tref die kerk van Christus ook, verskillende forme van lyding en die Here bepaal hoe dit na elkeen kom, baie en meer. En daarom worstel die mensdom nou nog. En ons in 'n sekere sin saam met dit oor die sin dan van hierdie lyding. Wat beteken dit alles? Waar kom dit vandaan? En natuurlik die groot vraag wat die ongelowige mensdom spartel en aanhou spartel, en dit word amper erger. Hoe kan ons lyding verhoed en wie gaan dit vir ons regkry en wat moet ons met al ons finansies, tegnologie en tegniek hierdie lyding of verhoed, of as dit nou daar is, hoe gaan ons dit laat weer verdwyn? Nou, geliefdes, ons as gelowiges, kinders van die Here, het natuurlik nie in onsself of vanuit onsself antwoord op daardie vraag nie. Maar die antwoord is wel geopenbaar. Waar lyding vandaan kom, en nog belangriker, die belangrikste, hoe daardie lyding oorwin is en eendag volkome oorwin gaan word, sodat daar, soos ons lees aan die einde van die Bybel, die boek Openbaring, daar letterlik nie meer trane van sonde en pyn en hartseer sal wees nie. En daarom verkondig ek vir u vanaand onder die tema van Sondag 15 vanuit die woord hierdie eenvoudige maar allerbelangrikste waarheid. Christus het volkome gelei sodat ons sy kinders nie vir altyd sal ly nie. Hoor mooi, Christus het volkome gelei sodat ons nie vir altyd sal ly nie. Nou Petrus se eerste brief word juis geskryf, die briewe van Petrus, die gelowiges wat op hulle pelgrimspad en lewe is en wat baie gelei het, veral ook selfs vir 'n goeie saak, vir hulle geloof. Uit vers 8 tot 17 wat ons daar gelees het in 1 Petrus 3, hoor ons van die kwaad wat teen hulle bedink is, deur die kwaaddoeners, die skeldwoorde teen die gelowiges, die gespot, die bedrog wat daar was, die ongeregtigheid wat teenoor hulle gepleeg is, en dat hulle belaster is en die Here se naam belaster is. Daar in die werklikheid van die lewe. En nou roep Petrus hulle op in antwoord op alle forme van lyding, veral daardie wat hy daar noem, om dan nie onreg met onreg te antwoord nie. Nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Nie ongeregtigheid, die ongeregtigheid wat gepleeg word, met ongeregtigheid te antwoord nie, maar juis met geregtigheid. Hou aan doen wat goed is. Dit wat Paulus ook in Romeine 12 sê. Hou aan doen wat goed is. Al ly julle hoe erg. Want, en dit is die kern, hy sê daar in vers 17, vir die gelowiges, vir ons vanaand,
in hoofstuk 3, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly, wanneer julle goed doen, as wat julle kwaad doen. En die begronding van daardie lewe, van lyding, terwyl ons deur die Here se krag en sy genade gehoorsaam bly, is begrond in vers 18, daarom want, hoekom moet julle dit doen en hoekom kan julle dit doen, waar julle ook al bevind, in watter wêreld van onreg en boosheid en wat ook al plaasvind, en dis tegelijkertijd 'n troos, maar ook 'n oproep, want Christus, dit word verbind aan vers 17, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. En geliefdes, as ek die woord so kan gebruik, besef jy wat sy revolusionêre boodskap hierdie is, in 'n wêreld van selfs gelowiges teenoor ander gelowiges, almal probeer mekaar net heeltyd uithaal en bespot en grap maak en alles, dat dit wat Petrus hier skryf, julle moet in hierdie lewe aanhou goed doen, al beteken dit lyding. En waarom moet julle dit doen? Die begronding daarvan lê in die lydingswerk van Christus. Soos iemand gesê, daar's niks so prakties as die waarheid, as dogma, dit wat ons hier hoor nie. Maar dit beteken dan ook, ek moet my lyding, nie as ek sonde doen nie as ek onreg pleeg en dan ek slagoffer en alles arme ons en ek, maar die lyding in die diens van Christus en sy geregtigheid, dan maak my lyding sin. Dan maak alle lyding sin, of ek alles kan verstaan is 'n ander vraag, waarom sekere dinge oor die Here se kinders en sy kerk en tye kom, maar dan maak lyding sin, en dan het ons troos juis, op grond van die volmaakte lyding van Christus, vers 18, waarom die lyding van vers 17 werklik is, swaar is baie maal, maar die troos, dit gaan verby. So konkreet wat dit beteken is, iemand wat deur regtig swaar kry tye gaan, hartseer tye, ons het dit nou intens beleef, met 2 kindertjies wat in die baarmoeder oorlede is van ons dogter. Wat ons nodig het is om te dink oor die waarhede, die rykdom van dit wat ons belydenisskrifte, al hierdie waarhede vir ons leer. En kyk hoe intens is ons belydenis hierso. Intens persoonlik. Wat verstaan jy? Nie is hierdie dogma en alles wat deur die vyandige wêreld en die liberale teologie verdraai word, dogma is droog en alles. Nee, wat verstaan jy? Wat sê die waarheid vir jou in 'n lewe wat baie keer lyding en swaar kry bring? Hoe moet jy dit verstaan? En dan is die sleutel, nie jou eie hart en jou gebeure en alles nie, maar kyk na die Christus. Kyk na die Christus en sy lyding, waar binne die lyding van hierdie wêreld en ook jou eie lyding verstaan word. So heel eerstens, wat behels Christus se lyding? Wat moet ons vanuit die skrif, vanuit ons belydenis wat dit saamvat, wat moet ons daarvan glo? Dit behels eerstens, geliefdes, dat Christus die toorn van God gedra het. Wat is hierdie toorn van God?
Onthou, heeltyd soos die skrif, moet jy ook jou belydenis, jou katekismes lees, en Sondag 2 tot 4, veral antwoord 10, dit vat dit klaar vir ons pragtig saam wat die skrif leer. Naamlik, hy vertoren hom verskriklik oor die aangebore, sowel as die werklike sondes, en wilde deur 'n regverdige oordeel tydelik en ewiglik straf, soos hy gesê het, Galasiërs 3 vers 13, wat ons ook gelees het, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. Nou geliefdes, so as daar in die werksituasie, as mense deur swaar kry lyding gaan, hoor my nou mooi, nie in daardie, jy begin nie hier in daai situasie waar jy partykeer net moet sit en luister na iemand se lyding en swaar kry, 'n geliefde verloor, een of ander groot krisis het, wat ook al nie, maar hier die waarheid moet jou help om daardie persoon te begelei om op die regte tyd te help verstaan waarom het hierdie dinge in ons lewens gebeur. Weens die sondeval en ons eie sondes het die toorn van God oor ons gekom. En daardie sondes moet betaal word voor. Dit moet bedek word. Daar is die troos. En daarom die woord wat ons hoor in antwoord 37, daarom is Christus die enigste versoeningsoffer. Die woord, onthou versoeningsoffer, die woord beteken letterlik 'n bedekking. Christus het gekom en as te ware oor ons kom lê, hy het ons kom bedek van die regverdige heilige toorn wat ons moes getref het. Ons wat nie gehoorsaam was in die volkome eise van God se wet en die wil wat sy woord sê nie. En nou wys die katekismes dat daardie lyding van Christus is sy lyding wat sy hele lewe lank plaasgevind het. Baie keer dan dink mense dit is net daardie lyding aan die kruis en op die einde en sy sterwe. Nee, kyk wat sê ons katekismes. Die eerste fase van sy lyding is sy geboorte, die menslike natuur wat hy aangeneem het, dat hy, Sondag 14 het ons dit reeds geleer, dat hy die ewige natuurlike seun van God, dat hy die menslike natuur uit homself ontledig, Filippense 2 vers 7, om as diensknegt na die aarde te kom en sy ontvangenis en dan die feit dat hy mens geword het, is klaar deel van sy lyding wat hy ondergaan het. Die tweede deel van sy lyding is dan sy hele lewe lank, tot en met die laaste week. Ja, as kindjie, as baba het Herodes gesoek, en agter Herodes was natuurlik die Satan, wat hom wou doodmaak. Hy moes, die Christus, deur sy ouers moes vlugtende wees, hy's vervolg sy hele lewe, en dan later veral as hy 3 bedieningsjare plaasvind, die Joodse leiers wat hom belaster, sy woorde verdraai. Daardie wat ons gelees het daar in 1 Petrus 2, alles wat teen hom gedoen is, die bedrog wat teen hom ingebring is, Christus het dit gelei, sê vers 21 van hoofstuk 2. En dan ook die algemene gevolge van die sondeval, wat dan gebreke bring en hartseer en pyn, dit het ook Christus beleef, as hy by die begrafnis is van Lazarus, en hy het gehuil, die algemene lyding, gebrokenheid wat die mense tref, die swaar kry, en natuurlik was Christus sonder sonde, maar die menslike lyding was ook deel van sy lewe. En dan die derde deel van Christus se lyding, die laaste paar dae, hoor ons dan van die dieptepunt van sy lyding. Die gebed, eers in Getsemane, dat die beker van oordeel, die volkome straf van God teen die sonde, dat hy bid dat dit by hom verbygaan, dat dit so erge las is wat hy dra, wat ons verstand te bowe gaan, en wat
ons genadiglik nie gaan beleef nie, dat hy as te ware bloed gesweet het. Hy's gevange geneem. Antwoord 38 vertel van die onreg wat deur die wêreldse regter oor hom plaasgevind is, Pontius Pilatus, en dan die soldate en ander wat hom geslaan, gevloek, gespoeg, bespot het. En dan natuurlik die hoogtepunt dan van sy lyding. Daar waar hy uitroep, Psalm 22 wat ons gesing het, my God, waarom het U my verlaat? Gods verlatenheid. Nou die afwesigheid van God se genade is nie dat God nie teenwoordig is nie, maar daardie tydperk, ure van die afwesigheid van God se genade. En vraag en antwoord 39 wil dan juis vir ons die diepte van daardie lyding wys wat Christus deurgegaan het. Dit wat ons gelees het in Galasiërs 3 vers 13 te wys op die vervloeking om aan 'n kruishout te hang, die vervloeking wat Christus daar gedra het. Sondag 16 gaan dan volg wat praat van die dood waarin hy verneder is. Hy's begrawe. Hy het na liggaam gelei, nie net na gees nie, maar ook na liggaam, om dan ten einde die toorn van God te dra. En hoekom het dit plaasgevind? Hoekom het hy dit gedoen, geliefdes? Dis daar waar, onthou, in die eerste eeuse tyd voor Christus, na hom, is daar baie mense ook fisies, het hulle gelei. En mens kan sê selfs op erger fisiese maniere as wat Christus gelei het. Maar die geestelike godsverlatenheid, dis wat Christus daar gelei het. En hoekom het Christus dit gedoen, dit alles gedoen? En dit is waar ons teksvers so belangrik is. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, vir ons, om ons tot God te bring. So die doel van sy lyding, wat geen ander mens kan bewerkstellig, deur die lyding wat ons tref weens ons eie sonde of die algemene gevolge van die sondeval nie, maar die doel is om ons tot God te bring. Kyk, antwoord 37 sê dit dan saamgevat, pragtig daar, sodat hy met sy lyde as met die enigste soenoffer ons liggaam en ons siel van die ewige verdoemenis kan verlos. En nou belangrik, hier's waar ook die dogma belangrik is. Nie net die passiewe lyding swaar kry nie, maar ook die verdienste van Christus, die aktiewe gehoorsaamheid en lyding, maar ook die passiewe lyding deur gehoorsaam te wees aan die offer wat die Here daar vereis het, die Vader, maar ook die volkome verdienste van die geregtigheid wat ons moes gedoen het volgens sy wet, het Christus volbring. En daarom daardie belangrike woorde. En vir ons die genade van God, geregtigheid en die ewige lewe kom verwerf. So, alleen Christus se lewe, sy lyding is plaasvervangend, borgtoglik in ons plek. Passiewe lyding, maar ook aktiewe gehoorsaamheid. Gedurende sy hele lewe, en die besonder dan aan die kruis en wat gevolg het. En besef daardie troos, geliefdes, besef daardie troos, dit hou ons ook nederig om te besef, ons wat die sonde en die straf op die sonde verdien het, die toorn van God, Christus kom, hy dra die toorn van God,
sodat ons die geskenk van genade, soos ons Psalm 97 sing, dat ons in Christus weer die Heilige Vader se vriendelike aangesig kan ontmoet. En dan kyk die Vader na ons, en dit is ook ons pleidooi in ons lyding, pelgrimslewe, in ons eie baie keer struikeling in die sonde, is ons pleidooi heeltyd wie ons in Christus, in die Here se liefde is, wat hy vir ons met sy passiewe, aktiewe gehoorsaamheid vir ons volbring het. Prakties toegepas daarom, geliefdes, die gelowige en die lyding wat in die wêreld om ons gaan, natuurlik, ons kan nie, en dan veral ook wat gelowiges betref, ons kan nie die is gelyk aan tekens dadelik trek en sê, hierdie persone of hierdie gelowiges het dit genoem en daarom presies gebeur dit in hulle lewe nie, die oorsaak en gevolg nie. Ons ontken dit nie, want gaan lees Christus self. Daar's plekke waar Christus duidelik sê, ons gaan dit nie nou lees nie, maar Lukas 13 vers 1 tot 5, hy sê, as julle nie beken nie, gaan daai toring ook op julle val. So daar sê Christus, baie keer laat hy lyding in hierdie wêreld oor, om te straf en te oordeel, om die skrik van sy heiligheid oor die wêreld te bring. Maar ander kere leer Jesus, Johannes 9, vers 1 tot 3, waarom is hierdie man blind gebore? Waarom is hy blind? Want die werk van God, die heerlikheid van God, moet in hom geopenbaar word. En daarom mag gelowiges, as daar dan nou in 'n gesprek wees met medegelowiges, maar ook met ander mense, ongelowiges, kan ons nie daar sê, ons het geen antwoorde nie. Ons weet nie waar lyding vandaan kom, en ons weet ook nie wat die antwoord op die lyding is, ons probeer maar ons beste. Nee, ons moet en ons kan leer wat die skrif dan ook vir ons sê. En om dit saam te vat, beteken dit dan eerstens die lyding, die hoekom die Here dit so bepaal het en alles. Ons kan nie verder, Calvin het mos gesê aan die einde van sy boek 4, ons kan nie verder gaan as wat geopenbaar is nie, maar ons kan sê, eerstens die lyding kom van die sondeval, en die Satan wat ons mislei het, maar die mens is skuldig. En daarom is daar lyding in hierdie wêreld, die sondeval, baie keer die eie sondes, maar die algemene gebrokenheid van die wêreld, Romeine 1, Romeine 8. Maar die belangrikste, ons kan, en ons moet, en dis die evangelie, die antwoord op die lyding, is dat Christus, die toorn van God, die regverdige toorn van God, volmaak gedra het, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe mag ontvang, en nie meer, soos Jesus dit self stel, daar in Johannes 3 vers 3, sodat elkeen wat aan hom glo, nie meer onder die toorn van God sal bly nie. Ja, die tydelike lyding, gevolge van die sonde gaan ons nog steeds tref, maar ons het dan die troos dat ons lyding tydelik is en nie vir ewig sal voortgaan nie. So alle mense wat die oorsaak van die lyding ontken, alle mense wat dink hulle verdien nie enige van God se lyding nie, alle mense wat dink hulle kan deur hulle eie lyding, want dit kry jy ook, hemel toe gaan. Jy het dit mos baie gehoor by begrafnisse, en so en so was so goed, en hy kolf nou vir hierdie span daar iewers in die hemel, en die Here is so bevoorreg om hom of haar ook daar te hê. Mens sidder as 'n mens daai taal hoor, verstaan nog nie aan die een kant die diepte van die sonde en die gevolge en die lyding wat dit veroorsaak nie, maar verstaan ook nie dat Christus is alleen sy lyding, sy verdienste, sy gehoorsaamheid, wat die antwoord is
op redding, maar dan ook die sin van die lyding. En as ons dit besef, hopelik geliefdes, die rykdom van Christus se lyding in ons plek, wat hy deurgegaan het, die godsverlatenheid, wat moet ons antwoord dan wees as gelowiges? En dit is wat Petrus, dit is so treffend Petrus se briewe, die albei briewe, maar dan hierdie gedeelte veral wat ons gelees het daar in 1 Petrus 2 vers 21 tot 25, want hiertoe is julle geroep, omdat, met ander woorde, juis omdat Christus ook vir julle gelei het, julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, dink daaraan, hy wat geen sonde gedoen het nie, wat geen lyding verdien het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het om regverdig oordeel. Wat Petrus wil sê, Christus wat so volkome heilig in homself is, volkome mens sonder sonde, hy's God self, hy's die Almagtige, en as hy die kruis kan hy het dit opgetel en gedra, terwille van die eer van God en die heil van sy skape, as hy onder al daardie omstandighede gelei het, dan kan ons, hoor mooi, nie borgtorglik of verdienste nie, maar in 'n dankbaarheidslewe kan ons op die lyding wat die Here oor ons pad bring, wat werklik is, hartseer is. Partykeer gaan ons ook dalk soos 'n Job sit en 'n ander gelowiges deur die eeue, Here, hoekom het U my kindertjies geneem, hoekom het U my kleinkinders geneem, hoekom het U wat gedoen? Maar dan weet ek kan getrou bly, want die lyding van Christus bring die troos van dat daardie lyding en hartseer is tydelik. Dis tydelik. Dis werklik, maar is tydelik. En dan kan ek antwoord deur die krag van die Gees, afhanklikheid van die Here, lewenslang midde my trane, midde my hartseer, kan ek antwoord met 1 Johannes 2 vers 17. Hierdie wêreld en sy begeerlikhede, hierdie wêreld en sy lyding is tydelik, dit gaan verby, maar hy wat die wil van God doen, hy wat die Here volg in alles, hy bly vir ewig. So geliefdes, as ons dan ly, wanneer ons goed doen, die wonderlike van die Here se kinders, selfs as ons ly, as ons ongehoorsaam is, dis nogal die antinomiane en ander spring daarop. Maar die Here se uitverkorene is ook wanneer ons ly, wanneer ons sondig, die Here se bloed bedek het. Dink maar aan Dawid, Petrus se lewens, ons eie lewens. Maar ook as ons dan ly, bloot weens die gevolge van die sondeval, ons geliefdes wat doodgaan, of die onreg, dit wat in die land plaasvind, en wat ook al, dan het ons die troos dat deur die krag van die Heilige Gees, op grond van die versoeningswerk van Christus, en hierdie is so klassieke voorbeeld, waar Petrus sê, luister, Jesus het dit gedoen, jy moet dit ook doen. Goeie ou eksemplarisme, goeie Bybelse eksemplarisme. Jy kan nie doen wat Christus gedoen het nie, maar in die aspek van dankbare gehoorsaamheid, neem jou kruis op, volg midde die lyding, deur die Here se genade, kan ons daarin volg, in 'n dankbaarheidslewe. En dis die troos, geliefdes, wat ons elkeen persoonlik het, as gelowiges en ook saam. En nou die tweede gedeelte. Hoe moet ons dan nou verstaan die frase wat ons lees daar, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het.
Nou, eerstens net oor die algemeen. Met die skrif, as jy frases wil verstaan, wat doen jy? Skrif met skrif vergelyk. So, ons belydenis van selfsprekend, die Heidelbergse katekismes, maar vir die gereformeerde wat al ons belydenisskrifte het, dan moet jy vra, waaroor gaan dit hier? En die vraag wat ek nou het, vir wie spesifiek het Christus gesterwe en gelei by implikasie, watter belydenisgedeeltes openbare die duidelikste, en dan moet ek van die duidelikste na die onduidelike beweeg. Dit is ons met die skrif ook werk. Waar leer Christus, of die woord van God die duidelikste, die wet, en dan gaan jy na Exodus 20, en jy gaan verder, jy gaan nie daar na die Predikerboek byvoorbeeld, of ander plekke nie, en dit is wat jy met die belydenis ook doen. So dis 'n eerste algemene opmerking. Jy moet vra, wat is die hoofsaak van Sondag 15 om te leer presies vir wie die Christus gesterf het, of wil dit wys op die lyding, die diepte daarvan, en liggaam en siel, dat hy ons verlos het, wat ek glo dit is, soos wat ek in die eerste deel van die prediking vir u wil deurgee. Maar hoe dit ook al sy, ons gaan nie sulke terme ignoreer nie, ons wil weet, en ek gaan vir u eintlik, ek kan nou myself mooi slim hou hierso, maar ek gaan vir u 3 bronne aanhaal, van die kortste verklaring tot bietjie langer, net 3, en daar's meer. Wat ek glo, ek vind myself in hierdie verklaring van hierdie 3 bronne. Die eerste een kom uit die Statenvertaling, by 'n vers wat die frase verduidelik, maar nie noodwendig die saak nie. Jy sal dit nou hoor. En dit is by Jesaja 54 vers 5. Daar lees ons die Afrikaans nou, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. En dan is daar voet of kanttekeninge 20, jy kan dit nou gaan opkyk by die huis, en daar staan in die kanttekening, nie alleen van die Jode nie, maar ook van alle ander nasies, ja, van die ganse wêreld, en dan is daar 1 Johannes 2 vers 2 skrifverwysing. En dan sê die res van die kanttekeninge, dit wys op sy kerk deur die ganse wêreld, soos dat dit verder in die vervulling van die Nuwe Testament sou versprei. Nou, 1 Johannes 2 is een van daai klassieke tekste, wat dan nou sê, en kyk hoe pragtig, né, die lyding Sondag 15 wat daaroor gaan, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening, sy lydingswerk, sy aktiewe gehoorsaamheidswerk, vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En die kantaantekening sê, dit is nie net vir die Jode nie, maar vir die hele menslike geslag. So dis een manier, hoe jy daai frase ook kan verstaan. As ek dit nou kan ook verwoord, Christus het gelei, hy het sy versoeningswerk gedoen, nie net vir die uitverkorenes onder die Joodse Ou Testamentiese volk nie, maar al die uitverkorenes onder alle volke, stamme, tale en nasie. En in daai sin word die hele menslike geslag gered. En dit is waarmee Tosius ons help in die tweede verklaring. Tosius het 'n skitterende preek, gaan lees dit, Genesis 3 vers 15, die stryd begin. Dit is in sy versamelde werk, die 77 uitgawe, die wit en blou deel 4, bladsy 15 en 16, en dan sê hy, en ek lees net daai stukkie, deur die mens in die verderf te stort, het Satan met een slag die hele wêreld ontredder. Deur die mens nou weer na sy kant oor te bring, behou God die saad, die mensheid, en deur die mensheid sy hele skepping, verwysing na Johannes 3 vers 16, Matteus 19, 28, Openbaring 21 vers 1. Al gaan daar ook duisende miljoene verlore,
die menslike geslag as sodanig, die saad word in Christus behou, Efesiërs 1 vers 10, Genesis 12 vers 3, né? Al die volke word gered in hulle uitverkorenes. En as een volk, ons weet nie, kom ons sê een volk, die Afrikaners bestaan, ten einde was al die Afrikaners 50 miljoen. En as 2 uitverkorenes, dan is die Afrikaners gered in hulle uitverkorenes. Dit hang nie af van 'n meerderheid of 'n minderheid nie. Genesis 12 vers 3, want onthou in Romeine 11 sê Paulus, het die Here sy volk vergeet, die Joodse etniese volk? Hy sê nee. Hier's ek, Paulus, kind van God. Sy belofte staan vas. Die probleem is, julle die Ou Testament verkeerd gelees, asof elkeen kop vir kop in die Ou Testament die ware Israel was. Hulle was nie. Die uitverkorenes was. En kyk nou kom Tosius by Sondag 5, en hy sê, dit is ook, dit wat hy nou net gesê, die menslike geslag word gered in hulle uitverkorenes. Dit is ook wat Katekismes in Sondag 15 leer, naamlik, dat Christus gesterf het vir die sonde van die ganse menslike geslag, vir die mensheid. Die mense wil maar nie verstaan dat hier nie ter sprake is van alle mense een vir een nie, of soos ons baie keer sal sê, kop vir kop nie, maar vir die menslike geslag. Dat Christus die plaasvervanger van Adam is en die eer van God teenoor Satan handhaaf in die redding van die mensheid. Al gaan daar ook baie verlore. Die laasgenoemdes, die nie uitverkorenes, hulle wat verlore gaan, hulle eie skuld en verantwoordelikheid, is die blare wat afval sonder dat die boom, met ander woorde, die ware menslike geslag deur die uitverkorenes gered word. Daardie boom bly vas deur die Here se beloftes tot die laaste dag. So dis Tosius se verduideliking van daardie frase menslike geslag. En dan die laaste ene dan, en dis bietjie meer ingewikkeld teologies verduidelik, maar ek gaan dit net vir u voorhou en dan kan u ook verder daarmee gaan. En dis uit 'n baie ou kosbare Afrikaanse boekie, ek het nou vergeet om hom saam te bring, Die Kosbare Goud. So 'n samestelling van ou gereformeerde predikante en teoloë. So eintlik so 'n klein dogma boekie. Dr. E.L.J. Venter skryf daar 'n artikel, Die middelaar van die verbond. En nou verduidelik hy dit as volg, ek hou dit vir u voor. Hierdie genoegdoening, hierdie voldoening deur die lyde en sterwe van Christus is van oneindige krag en waarde. Dit is oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Dit is Dortse Lerius hoofstuk 2, artikel 2. Jy kan dit gaan lees. Waarom is die voldoening van oneindige krag en waarde? In artikel 4 van daardie hoofstuk 2 van die Dortse Lerius word gesê, hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat die persoon wat dit ondergaan het. Artikel 2 en 3 van Dortse Lerius hoofstuk 2 verduidelik nie vir wie Christus gesterf het nie. Dit kom by artikel 8, jy gaan dit nou hoor. Baie sê artikel 2 en 3 beteken, Christus het vir hulle almal gesterwe, maar die toepassing is alleen vir die uitverkorenes. Nee, nie alleen 'n waaragtige, volkome geheilige mens is nie, maar ook 'n eniggebore seun van God, van een dieselfde ewige oneindige wese met die Vader en die Heilige Gees, soos ons Saligmaker dan ook gewees het, bovendien, omdat sy dood verbonde was met die gevoel van die toorn van God en van die vloek wat deur ons sondes verdien het. En dan sê hy verder, die heiligheid van Christus as mens en die oneindige krag van sy godheid het aan die voldoening 'n oneindige krag en waarde gegee. So daai eerste paar artikels van Dortse Lerius hoofstuk 2 verduidelik die rykdom van Christus, nie vir wie dit bedoel is nie. Hierdie voldoening is oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen, omdat dit sy krag in homself het, in wat wie Christus is en wat hy gedoen het. Nou die toepassing op antwoord 37. In antwoord 37 van die Heidelbergse Katekismes lees ons dat Christus aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op die aarde, maar veral aan die einde van sy lewe die toorn van God en die sonde van die ganse menslike geslag gedra het. Nou lees ek wat hy so 'n bietjie detail hier gee.
Hierdie uitdrukking word soms verkeerd gelees en verkeerd opgevat. Christus het nie die toorn van God vir die sonde van die menslike geslag gedra nie, maar die toorn van God teen die sonde van die ganse menslike geslag. So hy verduidelik dit so 'n bietjie op 'n ander manier. Hy het gedra die allerswaarste toorn van God wat teen die sonde van die menslike geslag ontsteek is. Hierdie woorde van die Heidelbergse Katekismus verklaar nie die uitgestrektheid, met ander woorde vir wie dit almal is, van die verdienstes van Christus tot die mens, maar hierdie woorde wys die sware gewig van die goddelike troon wat hy gedra het. En dan verwys hy na Kuyper, ek gaan ook nou nie alles lees wat hy gesê het nie, maar Kuyper sê dan, hier is nie sprake dus van 'n algemene versoening wat hom uitstrek kop vir kop tot elke mens nie. Want, en hier geliefdes, hier's wat, as u met iemand dan in gesprek gaan oor hierdie frase, vir wie het Christus gesterwe, vir wie het hy gelei, dan gaan jy na die duidelikste gedeelte, en dan is dit 'n goeie onderwerp, en dis Dordtse Leerreëls, hoofstuk 2:8. En vir my is dit so duidelik, al die ander frases in al die ander dele van ons belydenisskrifte moet in die lig van die duidelikste gedeelte verklaar word. Want daar staan die volgende, want dit was die geheel vrye raad, en so terloops, ek het al agtergekom van die ouer vertalings van ons formuliere, het ander woorde as wat later bygekom het of weggevat is. Interessante een was oor die nagmaal. Daar's woorde in die oorspronklike Latyn, Frans en alles wat praat van hulle wat hier na die tafel toe kom, en dan in 'n hedendaagse vertaling is die woord tafel weg, wat mense sal dink dis nie belangrik nie. Dit is belangrik, want dit beklemtoon die gemeenskaplikheid, maar dis 'n ander onderwerp. Want dit was die geheel vrye raad, die genadige wil, hoor hierdie herhaling van woorde, die genadige wil en voorneme van God die Vader. Want vandag, die moderne debat is nie, en ongelukkig een van my gunsteling teoloë